Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en iets waaroor ek gereeld wakker lê is wat agter geslote deure gebeur. Mense dink baie keer jy het 'n hele prentjie net om uit te vind. Jy het nie eers 'n hoekie van die puzzle nie. Shit is En scary. dit is intens. En saam met my om daar te gesels vanaand is Izette Blighnout van Binnelanders. Hallo Mia. Goed met jou. Doen nie sien my, hier is ons. Ja, en ons altyd min geslaap. So En ons het altyd min geslaap. Ek bedoel jy werk al jare in die industrie voor en agter die skerms en ons baie min mense wat dit kan sê. Dit was jare gelede was dit nie 'n baie algemene ding dat jy gehoor het dat iemand voor en agter die skerms werk nie. En ek voel dit word meer algemeen because everyone is trying to survive. Ja, Dis Suid-Afrika. ja. Ons ekonomie is ietsie anders. Nee, kyk, ek voel as enigiemand my raad sal vra, soos wat nou beplan om dalk in hierdie rigting in te gaan, soos wat dit nou wil gaan swaat of wat ook al. Hulle sê want jy moet soveel as moontlik goeders kan doen. Kyk, nie net oor definitief much survival, maar ook byvoorbeeld met die acting. Dis projek tot projek en daar is net nie altyd projekte waarop jy direk daarna kan gaan nie. So, you need to fill those gaps with something. Of dit nou art department is, of dit wardrobe is, of dit make-up is, lighting department, whatever, Ja. directing. Om soveel as moontlik goed te doen. Jy leer soveel meer van die styl. Ja, ek dink jy doen jou werk ook beter want jy verstaan al die fasette van die werk. Exactly. So, dit is definitief 'n ding. En ook dan, it just fills those gaps tussen in tye waar dit bietjie stiller is. So nee, ek het die bedryf van agteraf benader. Ek het nie gaan drama swat nie. Ek was by AFDA wat ek writing directing gedoen het. Still with the idea of I want to do acting. Ek wil skryf en self speel en dit was die 10 jaar plan. En Ons almal se ou 10 jaar plan. ja, Wat nooit so uitdraai. nee, maar toe het ek dit in jaar 2 gedoen en toe kort ek 'n nuwe droom. Dit was die 10 jaar plan. En nou het ek dit en ek het letterlik nie geweet wat nou nie. Soos wat persoon ek nou? Ook omdat ek nou in soveel verskillende departemente gewerk het, toe ek soos op watter een fokus ek nou? Dis amper moeilik want daar's soveel opsies. Maar dis soos om regtig goed ook dan in iets te word, moet jy dit aanhoudelik doen. Yep. So toe was ek soos, wat doen ek nou? Skryf ek nou voltyd, soos gaan ek nou regtig die craft perfect? Ek sê altyd vir mense, ek weet nie hoe mense hierdie bedryf doen sonder geloof nie. I don't know how you do it, want dit, kyk, in die normale wêreld, maar in ander bedrywe, Waar jy nie op 'n stel is nie. ja, maar in ander bedrywe, dan sê nou maar, jy gaan swat hierdie, jy begin sê nou maar as 'n intern, jy weet, okay, ek gaan myself opwerk na hierdie, dit wil ek doen in die maatskappy. En daar's stappe. Ja. Jy het 'n CV, jy dit gaan swat, jy het die 3 jaar experience en dit is dan. By ons met acting is daar nie so iets nie. Jy kan nie gaan vir 'n interview en dan sê hulle, okay, jy het dalk nie genoeg experience nie, doen hierdie kursus en dan kan jy so werk laat nie. Ons het Luck of the draw. gedoen wat ons kan en jy sit daar en daar's niks meer wat jy vir hulle kan gee Yep. om presies hulle te convince jy is ewe skielik die look nie. There's nothing you can do. Mense het 'n idee. Ek voel soos voor jy na 'n casting toe gaan. So 'n casting net vir die wat kyk, dit is wanneer jy instap in 'n vertrek in vir of dit nou vir 'n film, vir 'n serie of vir 'n advertensie is en jy staan voor 'n casting director, die persoon die HR departement. Is dit? Oeh, daai die persoon wat jou gaan aanstel. Jy nou daai CEO van Coldplay inbring nie. Dis al waarna ek nou dink. Anyway. En dan gaan staan jy nou voor hierdie persoon en jy moet dan jou beste gee in 'n kamera in terme van 'n lyn van 'n karakter of wat ook al wat hulle graag wil jy moet portray. Hulle besluit dan of hulle daarvan hou of nie, of jy die regte look fit. En ek dink dit is die uitdagende deel is jy kan fenomenaal wees. As dit nie die look is nie, kan jy aangaan tot jy blou is in jou gesig. Maar dis wat ek wou sê met soos geloof, jy moet maar net aanhou glo jou geleentheid is daar buite en dat as dit nie jou geleentheid was nie, dan is dit so en jy moet vrede daarmee maak. So dit is makliker gesê as gedaan om te sê moenie opgee nie. Ja.
Maar, You got you it. gotta stay Ek dink believing. waar geloof ek vir my baie groot aspek is van die industrie is. Ek dink jy kan fisies nie as jy nie geloof het in die industrie nie, gaan jy ingee tot alles en almal. As jy weet jy word nie maklik beïnvloed nie en jy gaan nie ingee vir die do's and don'ts van die industrie nie, then you'll survive. Maar as jy weet hoe rof hierdie industrie is, die tipe mense met wie jy te doen kry, die tipe persoonlikhede waarmee jy te doen kry, en jy het nie Jesus nie, gaan jy suffer. Wat doen mens? So, kom ek sê eersins met die behind the scenes goed. Kyk, van my eerste werke, ja, ek was daar maar uitgeskel en sleg gesê, maar soos regtig, dis vir my moeilik om mense te verstaan. Ons het gisteraan daaroor gepraat dat om mense te om 'n situasie te lees as ek nie verstaan hoekom jy is soos wat jy is of hoekom doen jy nou wat jy doen nie. Dit is soos hoekom, daar's nie 'n rede hoekom hulle my hanteer het soos wat Soos hulle hulle het jou nie. hanteer het, nie? Ja, ek sal nie die mense enigsins nog spasie gee in my brein om regtig uit te brei oor die saak nie en ek sal hulle ook nooit 'n time of day gee om te sê hulle het my gemaak wie ek is nie. Maar hulle het 'n invloed gehad op hoe dik my vel moes geraak het. Physical goed. Dis regtig I don't know. Jy moet amper half maar jouself ek sal nie sê dissociate nie, maar jy moet dit een kant toe skuif en jy moet nou fokus. Dit is moeilik en dit is overwhelming partykeer want ons almal het insecurities en ons sin word op die skerm vir almal gewys. En is so moeilik as jy nie in jouself glo of as jy nie selfversekerd is nie en mens is nooit 100% gelukkig met mens probeer en jy werk aan jouself en jy groei maar jy moet kan deel met die feit dat dit wat vir jou erg is nou nog ook vir die hele land te sien gaan wees en jy moet weet die Facebook tannies daarso op En hulle is die ergste. ja, hulle is wild. Hulle is wild, maar jy moet reg wees vir hulle om jou bietjie maar uitmekaar uit te ruk because it happens. Wat is die rofste ding wat 'n Facebook tannie al vir jou gesê het? Onthou strooi. Ja. Ja. Dit was my heel eerste fliek gewees en dit was ek wat in 'n verhouding, my karakter is 'n plaasmeisie in 'n verhouding met 'n Asian man. Yes. En dit was so great. Dit was 'n beautiful movie. Dit was 'n amazing experience. En I really thought soos ons het nou daar's nie regtig representation vir sulke interracial couples nie. So dit was just something It was sweet, it was it was soft, great it and was it was cute. great for representation. My Facebook moenie netwerk 24 so comment section lees nie. Dit was regtig, dit het my hart gebreek. Dit was comment na comment van hierdie is so siek. Dis so siek. So ek het gehuil daaroor, maar dit was ook my eerste experience met so iets en dit het net amper gemaak dat ek wil faith in humanity verloor. Because what do you mean? Mens vergeet partykeer dat almal nie soos jy dink nie. Ja. Ek het nou die dag toe ek in die comment section van Facebook baie gevaarlike plek om te wees op enige platform. Is scary plek. Very much. Ja. En al wat ek wou weet is waar soos 'n goeie plek om my hondjie te laat was. Gaan toe. Dit is tot al groomers wat na die huis toe kom, maar dit sal so oulik wees want my hond agter in 'n kar is 'n wille storie. Okay. En ek gaan toe op hierdie ek is van die ooste groepie. Ja, nee, moenie dit doen nie. Nee. Maar daar is valuable goed daar op daai groep. Daar's good info. Jy kan soos 'n goeie verwer En kry. mense is brutal, so jy weet. Presies. As hulle iets voorstel, dan they really recommend it. Ja, soos 100%. Ja. En ook maar laat daai persoon wat nou vra dat jy byvoorbeeld weet iemand van 'n goeie verwer en jy het verwer verkeerd gespel en daar staan verwer. Hulle sal jou uitmekaar uitskeer. Jy verdien nie 'n verwer nie. Want jy kan nie verdien 'n werwer, so gaan jy nie 'n voorstel maak nie. Like they are so brutal. En mens kan net help om te lag en ek dink dit is deesdae by die comment section geword het op TikTok, Instagram, Facebook is iets waarvoor jy lag want
Damn, is Dis jy hulle al ernstig die gaan op? beste deel van die post. Ek is altyd daar in die comments, want mense is, ja, hulle snaaks. Voel hulle is entitled tot 'n opinie. Ek dink jy as mense, dink jy as ons heeltemal mense se vrye wil wegvat het in terme van wat hulle dink oor 'n situasie en hulle net verplig het om komplimente te gee. Jy mag of niks sê nie of jy mag net iets nice sê. So of iets nice of niks. Ek dink hulle sal 'n manier vind om 'n backhanded compliment te gee. Hulle gaan. Dit gaan so mooi en sweet, maar daar gaan so 'n undertone van sarkasme wees. Want mense kan julle self help. Jy lyk so mooi vandag. Ja, ek love. Hulle gaan net als in aanhalingstekens vir Ja, maybe nie, ek weet nie of dit sal werk nie. Vir my een van die mooiste dele van die vermaaklikheidsindustrie is dat jy 'n storie kan vertel en 'n karakter kan speel en ek weet dis iets wat baie naas in jou hart. Fun fact. Izzy Blighnout, 26, 27 skrips. Ek is nie seker nie, maar dit was toch, ek weet nie. Kom ons maak dit meer. Kom ons sê 7. 70. Nee, want ek is al bang kyk net kom terug en hulle soos actually ons het hier bewyse dat dit nie 26 was nie. So kom ons sê net baie double digits. Sorry. So Izzy Blighnout het al double Ek moet nie jok vir 'n lewe nie. Jy skryf, hierdie industrie is so na in jou hart en jy is een van die kreatiefste mense wat ek ken en iets wat ek regtig nou opkyk. So Izzy het al ongeveer 27 plus scripts gepitch in haar leeftyd. Dit is 'n skrip vir elke jaar wat sy al Nee, maar kom ek sê weer daai was in 2 jaar. Goeie genigtig. En dit is die definisie van nie opgee nie. Ja. En maar 'n skrip is nie, sorry, 'n skrip is nie 1 bladsy nie. 'n Skrip is wat? Hoeveel bladsye is 'n standaard skrip? Ja, nee, seker maar soos 100. Maar dit was nie die skrips was nie almal klaar geskryf nie. Dit is nou maar net pitches wat ons aan mekaar sit wat nou sê maar dis op pitch decks. So maar dis elke keer 'n nuwe storie wat ons nou want jy pitch die hele tyd want maybe land 1. So die hoop, dit was, kan ek net gou vertel hoe daai fliek wat ek nou geskryf het toe gekom het. So ek en hierdie meisie het saam ingetrek in die Kaap. Ons het mekaar nie geken nie, maar sy was ook 'n skrywer. Sy is nou tussen een van my beste vriendinne. Regtig, dit is 'n little soulmate van my, maar anyway. Nou ek en sy pitch deur 'n company, Noviguide. Dit is Edwin van der Walt se produksiemaatskappy. Oh, nice. En ons, ek meen ons is die hele tyd besig om te pitch en toe maak MultiChoice ook nou oop vir hulle soek 'n 50-minute skrip. So dis nie 'n vollengte fliek nie, maar dis ook nie 'n kort film nie. Wat 50 noem jy minute. sweet? Dis 'n storiefilm. In elk geval, ek dink hulle het vir daai ronde omtrent so die company nou 20 pitches submit van klomp mense en One of them being yours. ja, maar ek het 3 gepitch en Gita het, ek dink dit's nou die vriendin, sy het ook 2 of 3 gepitch. Lang storie kort, hulle gaan net een kies, in die hele land pitch en toe kies hulle hare. En toes ek was soos seer, dit het nie seer gemaak nie, maar ek was soos, okay, maar dankie tog te sy, want nou kan ek leer. Want sy bly in die kamer langs my. Yes. So nou jy kan letterlik in die aande onder die deurloer en kyk waarmee sy besig is. Kameras op haar sit en haar rekord. Haar gedagtes wat nee, maar ek sê toe, dan gaan ek nou kan sien hoe die proses loop, so amazing, because we have no idea how this goes. En toe sê een van die producers vir my, maar Izzy Jouna was tweede op die lys. Dus ek sê, I don't care. Want elke keer sê julle vir my, next time, dis jy was so ek moet dit nie eens vir my sê nie, because this means nothing to me. Jy weet net hoeveel werk daarin gegaan het. Ja, ek is soos, moet nie vir my hoop gee nie, moenie vir my niks nie, sê net, great, wat ook al. Dink jy sal soos 'n hele lys van feedback wil hoor? Because that feels harsh. Dalk sal dit nie net eerder beter. Nee, I would love feedback om te groei, om te weet wat ek nou beter kan doen, maar die ding is ook, ek sê dit is so subjektief wie jou skrips lees. Want dit hang af waardeur hulle gaan in hulle lewe. Ek meen, elke keer as mense 'n fliek kyk of iets, dan raak iets anders jou aan, want jy's op 'n ander plek. Maar anyway, lang storie kort nou, toe sê hulle nou daai vir my en ek soos, sure. Maar in elk geval, en ek het op daai stadium
vir laerskool seuns drama gegee en hulle bel my een middag, die producer, hy sê vir my, sit jy? Ek sê nee, ek's besig om jou company se kinders af te rig. Hy sê sit gou. Ek sê ja, hulle sê jou fliek is ook in. Ek sê wat? Hulle sê ja, hulle het besluit op 2. Hoorie maar ek bel my ma. Ek sê vir haar, hoorie, dit het nou net gebeur. Sy sê en waaroor gaan die fliek? Ek het geen idee nie. Ek weet toe nie eers, so ek het 3 gepatch, maar ek het hulle geskryf 3 uur die oggend terwyl ek besig was om te huil. Maar ja, hulle was so, hoe het julle nou hierdie en ek sê I don't know. Dit was nou toevallig, maar dit was amazing want dan sit ek in my kamer en sy sit in haar kamer. Dan skree ek vir haar, wat dink jy sou Louise nou gedoen het? En dan skree sy vir my terug, maar wat dink jy sy Nina nou gedoen het? Dan met ons separate stories en ons het mekaar soos gehelp en ons was altyd so arm. Yes, ons was arm en ons het niks geweet van die bedryf nie en at least we had each other om het saam te navigate. En sy is nou een van die skrywers by Binnelanders. Ek nou daar so het ook nooit gedink ons sou regtig by dieselfde company gewerk het nie, wat maar weet jy hoe amazing is. lekker, en dis wat die mooi vir die industrie is, partykeer heeltemal onverwags, loop jy iemand raak of werk jy saam iemand wat net goed is vir jou siel. Jy het nog eendag vir my gesê, jy weet baie keer in hierdie industrie sukkel mense om opregte mense te leer ken. But once in a blue moon is daar daai een persoon, you know. Jy is vriende met die mense. Party mense het absolute hartsmense van skool af. Maar daar's mense ook vriende because of proximity. Because forced proximity. Nou as 'n groot mens kan jy kies. And how liberating is that as well. En for some reason die mense in die bedryf, baie mense buite ook, maar dis nie mense wat jy verstaan op 'n manier. Want ons is almal 'n bietjie vreemd. En mense het net hierdie mutual understanding van mekaar en met haar was dit so, en ek dink is met jou ook so, ek en jy het al gesels, soos jy, Gala, is ook one of the good ones. Maar ja, mense is net bevoorreg to meet those people, maar dis nou eintlik so vreemd, maar ek en sy het, net ons ingetrek het ons een dag, toe haal ons al die boeke uit, wat ons, soos notaboeke waarin ons geskryf het vandat ons so 7 jaar oud is. En ek en sy het in die Weskus groot geword, ek het in Pretoria groot geword, maar ons het soos dieselfde lewens gelei. Oh my word. En ek het nog nooit in my lewe my gedigte vir enigiemand gelees nie, want as my ouers dit gelees het, sou hulle my in 'n mental hospital toegesluit het. Of net toegesluit die punt. Ek lees dit dan sê ek soos, jy het 'n semi-stabiele huishouding gehad, wat bedoel jy, wat jy nou iets skryf? Was dit regtig so erg? Waar die Ons het as kinders goed so dramaties gemaak. Yes, maar nou lees ek en sy dit vir mekaar. En ek weet ons geen judgment nie, want sy het dieselfde shit neergeskryf. En toe kom ons agter ons albei het soos persoon gehad aan wie ons goed geskryf het. Briewe geskryf het, gedigte geskryf het. So baie goed. Dis amper so half soos jou alter ego aan wie jy geskryf het. En haar persoon aan wie sy geskryf het, sy naam was Nina. En my persoon, sy naam was Louise. En dis hoekom ons 2 leads in ons movies Louise en Nina genoem het. Dis so cool. En dit was nie eers as prins nie, of 'n thought through ding Dis net nie. die naam wat altyd in jou kop Dis is. net hierdie Louise aan wie ek nog altyd my goed, en soveel van my karakters growing up, toe ek plays geskryf het vir die skool en in Potch vir die tonele daar, die karakters was ook Louise. Ek weet nie hoekom nie, maar Kan ek vir jou sê, ek voel ons het almal ons go-to name as ons 'n imaginary ding 'n naam gee. Soos ek sal baie keer as ek op lig praat in 'n storie, soos ek nou gesê het, Susan. As ek vertel 'n storie en ek moet 'n naam insit. Ja. Ek het al die jare gesê Lucinda. Toe ontmoet ek 'n Lucinda. En nou is die Lucinda een van my vriendinne. So nou voel dit vir my vreemd om nog oor Lucinda as te 'n vra. imaginary naam te gebruik. Ek moet tog eendag hierdie storie sê ek moet kuier op die Jy podcast. gaan 'n dan sal nuwe ek naam of- moet kry. Maar toe jy nou sê Lucinda, toe sê ek vir een van die rede lyk jy ook 'n bietjie soos 'n Lucinda. I feel like you can pull it off. Oh my word, stupid, dankie. Is hierdie 'n ding wat almal soos 'n naam, 'n go-to naam in hulle kop het? Ja. Wat hulle gee vir iets. Maar het jy 'n go-to naam? Ek weet nie hoekom ek dit doen nie.
soos as ek net blatantly jok oor my eie naam, doen jy dit partykeer? Joker my eie naam. Ek het nog nooit gejoker my eie naam nie. Ek dink nie ek sal nou nadat binnelanders weer uitsaai reg daarmee kan wegkom nie, maar as ek iewers heen gaan of sê nou ons is uit vir die aand of wat ek iemand vra vir my, hulle ek weet nie hoe ek doen nie, dan lieg ek. Maar jy maak vir jouself 'n hele storie op. Ja, ek weet my naam is Lise. Lise, oh nice. Ek hou daarvan om 'n background story op te maak. Net omdat en almal weet eventually ek praat nonsens, maar soos as mense vir my vra wat doen ek vir 'n werk, dan sê ek Sê altyd vir hulle jy's 'n plantsielkundige. Of 'n teologiese ingenieur. Dit is my nuwe een wat gaan gebruik. Ek sê gewoonlik ek's 'n petroljoggie. Jy het nou die dag vir een van my pelle gesê jy's 'n petroljoggie En en toe glo hy jou. En toe sy super concerned oor jou well-being. Dis ek's my baas se gunsteling en ek gaan 'n promotion kry. Ja, jy gaan manage daar by die garage, which is great, maar Dis sê my geluk. ja. So ek voel jy moet net commit tot die storie. Jy moet commit. Al weet jy praat die grootste klomp nonsens, dis net vir 'n aand. Like ek en een van my vriende ons is eendag op 'n lughawe gewees en ons moes ons kar kry en ons het lank gevat om die vorms in te vul en die volgende oomblik toe begin ons net beklei soos 'n getroude paartjie om die mense se reaksie te sien. En dis daai tipiese ding 'n van little movie bit. yes, just julle. net omdat. Ja, maar net om omdat jy jouself kan. te entertain, honestly. Letterlik. Ja. Dis pret. Ek Het voel julle jy 'n moet gesprek gehad daaroor of het julle dit het julle net gegou en dit net gedoen? ons het nee, we just started. Het julle afgespreek dat Ja, julle so nou ek dit gaan ek dink ek het nog iets gesê, maybe dit was iets in die lyn van, jy weet, jy het nou seker weer vergeet om die venstersprys toe te maak. Of het jy ook jou karsleutels saamgebring? En just to kind of like om 'n fight te begin. En dan sal hy my byvoorbeeld ignoreer en net soos oor die toonbank lê en sê, I'm so sorry, she didn't take her medication this morning. Dis ek voel sommer asof ek nou al uitgemis het in die lewe omdat ek dit nog nie gedoen het nie. Dis lekker om seker goed net in publiek te doen. Met wie ek in publiek kan fight. Niemand gaan o my woord, toe ek vir Izet ontmoet het sy gesê haar naam is Lise. Like people laugh about it. Ons wou gisterand in 'n restaurant 30 Seconds speel. Ja, toe drop ons partners ons. Ja. Anyway, so en ek dink dis nou en dan is dit om jouself te gun om lewe te geniet. Ja. En regtig net soos in die randomste spasies, die randomste goed te doen. Ja. As jy in die mall loop en daar's 'n verhoogie opgesit vir Kersfees van Santa gaan Claus gaan sing foto's daar, né? gaan sing daar. Ja. Want hoekom nie? Dis wat ek wil weet. Kan jy sing? Ek kon. Mens verloor nie jou sang nie. Dis nie met werk nie. Ek kon Nee, jy kan klavier sing. speel, ek kon gitaar speel en En ek jy kon kan. sing. Maar ek het baie lanklaas. Al kan jy nie, doen dit juis. Ek hoor jou. Maar sing dan as Prisvals. Of En dan kry- sê jy vir mense dit was as prins, maar ja, dit is actually en dan tap jy van per beat af, soos langs van met jou Ja, ja. My naam's Lisa. Dit is so Ja. ek's Lisa en ek kan nie sing nie. Ek het so saam met die binnelanders mense gaan karaoke by Karaoke Kong in Melville. Ooh, Hoorie maar dit was van, maar nou ek is net daar om te kyk. jy het gekom Ek om is te nie daar om te observe. sing nie. Nee, Gerald en Germant weer in haar mics gevaart en hulle het gesing en ek was soos daar is geen manier wat ek op hierdie verhoog klim nie. Daar's actually ek het nog nooit in my lewe iemand oorsing soos Germant nie. Het jy hom al oorsing? Amazing, maar nou probeer hy Germant nou probeer my nou aanmoedig om op te gaan. So net om vinnig te sê, Germant speel Louis op Binnelanders. Ja, Louis. Ja. So as hy Thanks. nie besig is om te act nie, dan kan hy obviously sing. Wag, Soos 'n engel. sing hy, het hy nie op 'n stadium soos saam met 'n groep mans gesing nie? Ek weet nie. Ek's nie seker nie. Ek dink actually, wat is hulle naam? The Boys Are Back. Very cool. Ja, nee, en hy sê nee man, kom ook op stage. Ek sê dit is so maklik vir jou om te sê want jy kan sing. Dis gewoonlik die mense wat kan sing, wat sê nee man, altyd. kom ons gaan sing. Jy sê dan praat hulle my in dit in en maar anyway, hy het die chorus gesing, maar ek het super bass gerap. This one is for the boys in a boom system, top down AC with the coolest system. We come in the club, we blaze it up like stacks on a deck, like a real, you might got a deal. Pop bottles and you got the right kind of deal. Ja, sweet, but ons kan dit saam gaan rap. Maar dit is so ver as wat Asseblief, dit en dan gaan. bly ons alweer stil en laat Hom. hy die chorus sing. Ja, maar Gerald ook sing amazing. Roberto kan ook sing. Robert. Met wie jy soos instantly connect. Ek dink nogal met Gerald, met Kate.
Ja, nou it does, maar ek nie almal wil gesê baie goed oorwegkom Roberta en Ani en Germaan. Soos regtig net ek het daar ingeloop laas jaar toe ek my eerste bietjie geskiet het daar. Dit was 'n serieus plek waar ek sal kan inpas. Die mense daar deel 'n brein. Wow. Wow. Nee, hulle is almal net soos hulle kweek 'n kultuur daar wat net regtig healthy is and I've been in unhealthy situations. So jy weet hoe dit lyk as Ja. 'n vibe op stel bietjie is. Ja, so I know. Ek dink as dit nie vir al daai goeders was nie, sou ek nie my lewe opgepak het en terug opgetrek het nie. Ek sou in die Kaap gebly het because I was happy there. Waar ek sê ek bly in Linden en al die kunstenaars bly ook daar. Okay. So almal is die heeltyd in mekaar. So dis lovely. Soos jy Ja. loop het uit by jou huis en dan sien jy iemand loop by 'n trappies af of Oh, kyk, daar's Hilda. ja, is van Hilda van 7de Laan. So is Linden in Johannesburg soos die Pretoria Oos in Pretoria waar soos al die sangers hier bly al die Ek het nie geweet al die sangers bly. Ek voel baie van die sangers bly Maar in ja, dit Pretoria. is soos dit. In Pretoria. Soos baie van die sangers in Pretoria bly baie van die akteurs in Johannesburg. Ja. En hulle almal bly in Randburg, in Linden. Hulle weier om ver te ry vir werk. Nee, we shall not. Die studio is om die blok. Hy sê ek het nou die dag. Ek was nou vir 2 weke in Portugal. Toe stel ek soos wat ek my skedule kry by binnelanders, stel ek my sit ek dit in op my kalender. Ja. Maar toe het alles 'n uur later geskuif omdat ek dit in Portugal geset het. Okay, nou is ek my eerste dag terug. Ek is al klaar op vakansie gewees terwyl almal gewerk het. So ek moet nie nou laat kom ook op my eerste dag terug nie. Ek het uitdruklik gesê ek mag nie tan nie, want Petro was een oomblik wit en toe sy nou nie meer so wit nie. Dit is nie reg nie. Die volgende dag kan nie gebeur nie. Anyway, so ek is nou al klaar by Janetjie. So Petro is die karakter wat Iset speel op 'n lander. Sorry, net vinnig vir konteks. Suster van Sail. Petro van Sail. Suster van sy. Okay, so my call time wat ek opstel moet wees is 8:30. So ek stel my wekker vir 7:00 nog in Portugal. En ek word 7:00 gaan hy af. Ek soos snooze. I have a lot of time. 17 minute oor 7 skrik ek wakker en ek gaan toe op my foon en ek besef ek moet oor 13 minute by die werk wees. So ek moet half daar wees. 17 minute. Ek bly op die 4de verdieping van 'n gebou. Hoorie, ek spring op in my pyjamas. Gryp my sleutels en hol af by daai trappe en ek is binne 7 minute by die werk. In my pyjamas, which is fine, want jy moet anyway Suster van Sail se klere aantrek. Maar ja, ek is soos dis hoekom ek so naby bly, sodat as goedjies soos hierdie gebeur, kan ek vir jou vra, as jy 'n superpower kon kies, wat sou jy gekies het? Wat sou ek gekies het? Ek sou wou kon gedagtes lees. Oeh, is dit nie 'n bietjie scary nie? Ek dink dit sal my baie help met Baie dinge. probleem. Want tot dan net gedagtes lees is nie net om te verstaan wat iemand voel of dink nie. Gedagtes lees is soos jy weet iets slegs gaan gebeur. Soos jy kan byvoorbeeld langs die president gaan staan en wees so, o, maybe moet ek iemand waarsku. Hierdie is die coolste antwoord wat ek nog van dit gehoor het. Nee, want ek was in myne sou gewees het om te teleport. Dis cool. Dat ek nie byvoorbeeld dat Dat jy betyds is vir werk. ja, jy sien, maar ook dat jy nie daai in die oggendure hoef te ry nie. Soos imagine, mag ek nou daag gesprek daarmee gaan. Imagine nou regtig mense kon teleport. So dan is ek net sê net maar in Portugal, maar dan gaan lande soos sekere border patrol op 'n sekere manier moet handhaaf, want anders gaan almal net oral gaan die hele Presies. tyd. Kan ons nou hypothetically teleport, né? Nee? En dan is jy nou die gelukkige wenner wat hulle besluit. Hulle keer jou voor en hulle pak nou jou sakkie uit. Ons is altyd daai een gelukkige wenner. Soos wat het jy saam geteleport vandag? Jy sien. Jy weet. En ook wag, die vraag is kan jy dan teleport met iets by jou? Ja. Of is dit net jy? Nee, Soos jy met 'n anders rugsak gaan saam jy raak. gaan As jy saam. wil teleport, ja, gaan saam. Maar dan gaan in jou kar sodat jy nie in die ry hoef te wag nie. Sodat jy net verby kan ry. Ek om bietjie terug te kom, kind of semi terug te kom. Nou vir ons was is dit jy wil verbeter, jy wil hard werk, jy wil nuwe dinge leer en tog ten spyte van al daai goed en hoe besig jy is, want jy's 'n baie besige mens, bly jy nog steeds jy raak nie ongeskik as jy rushed is
of wel ek ken jou nou nie as jy op die N1 ry nie, maar verstaan jy maak nog steeds tyd vir die goed wat belangrik is en jy laat mense nog steeds goed voel. You are trying to be a better person terwyl jy jou loopbaan vooruitvat. Hoe manage jy daai tyd? En kreatiwiteit. Ons het nie genoeg tyd nie. Maar kyk, so daai het ek nou ook, ek doen dit al vir 3 jaar, maar ek doen dit was nou voordat ek by binnelanders was. Dit was toe ek nou nog in die Kaap was. So toe het ek nou nog heel wat meer tyd op my hande gehad. Maar of jy nou vir my 3 maande gee, en vir my 'n week gee, ek gaan dit 2 dae voor die tyd doen. Voel jy dis wanneer jou kreatiwiteit op sy beste Weet jy, werk? ek het al myself soveel keer gesit dan en myself aangespreek. Want ek slaap daai 2 dae nie en ek is net besig om te skryf. Maar my hele huis is vol papiere geplak om die storie en karakters. Dit is en dan sê ek vir myself elke keer jy gaan nie dit weer doen nie. Maar dan perform ek net nie as dit nie onder druk is nie. Met so iets, met die plays spesifiek. Ek het dit nie met die movie gedoen nie, ek doen dit ook nie met die reekse waarna ek skryf nie. Dit is vir tienertonele, want die probleem is, hulle almal compete teen mekaar. Mens kan nie biased wees oor hierdie een is nou beter as hierdie een nie, so jy moet elke liewe laaste druppeltjie van jou kreatiwiteit in elke ene insit, en dis alles ook altyd op dieselfde tyd. Dis wat jy Die doen. deprived slaap is wat nuwe kreatiwiteit kook. Wat ek doen is, die laas jaar, toe het ek so gesit en die aand deur jazz geluister, en nou, ek dink ek's very moody, jy weet jy, ek is nou daar, skryf onder candlelight, met 'n bietjie jazz wat speel, who am I? Asseblief, maar anyway, en toe die hele play oor jazz gegaan. Toe het ek nou hierdie jaar so gesit en ek het die blues geluister. En toe gaan die hele play oor die blues. So, dit speel 'n rol, maar dit het altyd te doen met iets wat in my lewe aangaan. So daar's eintlik soos maar regtig, maar eintlik so uitgebrei oor 'n ander ding, ons het nou nie charge nie. Hierdie jaar, so ek het laas jaar deur 'n hele storie gegaan en die idee van vergifnis was vir my baie moeilik. Ons het gisterand ook daaroor gepraat, soos hoe vergewe jy iemand as jy nie kan verstaan hoekom hulle gedoen het wat hulle gedoen het nie. Want if I can understand, I can have compassion and empathy en dan kan ek jou vergewe. Maar anyway, Maar dan moet ek verstaan. Dit is maar net hoe my brein het probeer uitfigure het en toe hierdie jaar een van die toneelstukke gaan toe ernstig oor vergifnis. En toe is ek nou alweer so van my deadline en ek weet net nie, ek pys op en af in haar huis en ek weet nie wat. En toe besef ek, om vir hierdie play iets te beteken, moet ek nou in een aand vergifnis uitsorteer. Ek moet myself vergewe, ek moet ander mense vergewe, ek moet half die oplossing vir vergifnis soek om 'n boodskap oor te dra in hierdie toneelstuk. Vir enigiemand wat daar buite dalk sukkel met vergifnis, vir my was dit, so dis nou die play wat oor die blues gegaan het. Een van die quotes van die blues is, the blues makes you feel better for feeling bad. En daar's 'n plekkie vir almal in die blues. En die vergifnis gedeelte, die conclusion waarop ek gekom het is, forgiving someone is setting a prisoner free, only to realize the prisoner was you. Want op die einde van die dag, vir wie doen jy daai vergifnis? Conclusion, die plek is soos therapie vir my. Ek wil nou net dieselfde gesê het, is dit 'n vorm van terapie vir jou? Ja, ek sien nog steeds ander mense. Op daai noot, en ek voel indirek het jy klaar die vraag beantwoord, wat is iets wat jou rustig laat slaap in die aand? Carla, ek het Februarie laas geslaap, maar Jy het baie lank laas geslaap. wat my sal laat rustig slaap in die aand, en al in die verlede het, is knowing dat ek in 'n spasie is waar ek net myself kan wees. Soos as ek in my daaglikse lewe net kan wees wie ek is sonder enigiemand wat my in 'n boksie probeer druk of my probeer verander of my voorsê in die lewe nie, dit maak my diep onrustig. Ja. Knowing you can be yourself. Ja. En of jy so voel, of jy nie weet wat jou
gaan help wat jou vorm van terapie is. Nie begin skryf, begin verf, maar begin eksperimenteer met goed om te kyk wat kan vir jou rustigheid bring, wat kan vir jou uitlaatklep wees. En jy sê die gesprek was my so insiggewend geweest. Ek het nie geweet ek gaan daai toon vat in my het en ek love it. En ons sal weer vir Izzy terugkry want ons is nog baie om oor te gesels. Ja. Maar tot dan toe. Dankie dat jy saam kom kuier het. Dankie dat jy my genooi het. Dankie dat jy opgedaag het. Ja. Tot volgende week toe. Bye. Bye.